Dis 'n besonderse nabyheid van sy Heilige Gees ook vanoggend hier om met ons elkeen te ontmoet. En ek wil bid dat jy asseblief jou hart net sal oophou en geposisioneer hou om te ontvang uit die woord van die Here uit. Amen. Blaai asseblief saam na die tweede helfte van Jakobus hoofstuk 1 toe. Jakobus hoofstuk 1. Nou, ek wil vir jou sê, as jy wil weet hoe lief jou pastoor regtig vir jou is, kyk hoe gereeld preek hy vir jou uit Jakobus uit. Dan sal jy weet of hy regtig vir jou lief is. Of hy bereid is om met jou die waarheid te praat, al is dit moeilik. Jakobus is nie een van die maklikste gedeeltes in die woord nie. En ek dink ek het iets in hierdie week opnuut besef wat ek dink iets verklaar van hoekom dit so is. En ek weet nie of het jy al baie met 'n kar gesukkel nie. Ek praat van baie. Wie van julle ry voor? Ek weet nou nie. Dit is nou net begin. Dis 'n grappie. Okay. So Hanlie weet. So Hanlie, as jy dan nou sien dat iemand wil graag 'n Ford koop, nee, dan is daar so 'n bietjie ekstra passie om te sê nee. Julle moet nou nie ophou Fords koop, ja, anders gaan my baie kwaad wees. Okay, so as jy nou met 'n kar verskriklik gesukkel het en jy weet iemand wil hy dan roep jy uit, nee, moet dit nie doen nie. Moenie dieselfde foute maak as wat ek gemaak het nie. En ek wonder dalk of Jakobus nie besig is met dieselfde nie, want jy sien, Jakobus was Jesus se halfbroer gewees. En julle kan onthou halfbroer. Hoekom? Selfe ma, ander pa. Nee? Julle is nou met my. Ja, Josef was nie Jesus se regte pa nie, net so vir die ouens wat nog bietjie wonder. Was sy halfbroer gewees. Maar dit is interessant, veral in die evangelies lees ons dat ook van Jakobus af en eintlik van die broers in die algemeen, hulle het nie Jesus se godheid raak gesien van die begin af nie. Daar was 'n bietjie weerstand gewees vir hulle om te glo, en iewerster, soos wat Jakobus se lewe aangegaan het hy agtergekom, maar wow, ek het groot geword langs die seun van die almagtige God, en daar's 'n erns by hom. Daar is iets by hom. Jakobus draai nie doekies om nie. Halfpad is net nie vir hom goed genoeg nie. Hy gee nie om of jy bietjie probeer nie. Vir hom is dit jy's of aan of jy's af. Dis Jesus of is niks. En daar's niks in die middel nie. En ek wonder of dit nie dalk is uit 'n plek van 'n bietjie spyt. Dat hy nie vroeër as jong seun die godheid van Jesus erken het nie. Maar ek lees vir jou en hier's 'n paar baie praktiese stukkies raad, soos wat ons lees. Ons gaan nie by al stil staan nie, maar ons gaan veral kyk na vers 26 en 27. En hy begin so in vers 19. Hy sê, so dan my geliefde broeders, en by implikasie susters. Elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, en stadig om toornig te word. Hy sê, van die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. Hy sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Die Nuwe Lewende Vertaling sê van die boosheid wat in ons leef. Hy sê, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van hierdie woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dan is hy soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en hy gaan dan weg en hy vergeet dan dadelik hoe hy gelyk het. Hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Mag ek jou vra, wil jy gelukkig wees in wat jy doen? Jakobus sê, wees dan 'n dader en nie net 'n hoorder nie. En dan hierdie 2 verse. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom kan hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Te vergeefs.
Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Was 'n paar manne gewees wat gister Abraham Kriel toe was. Ek sal leer julle goeie werk. Volgens Jakobus is dit waarmee ons onsself behoort besig te hou. Maar stap asseblief net vir 'n oomblik saam met my hierdie pad, want hier's baie om te leer. En hier's baie om onsself te posisioneer en ons is op soek na hierdie vers 27, hierdie reine en onbesmette godsdiens. Nou net, ons lewe in 'n tyd waar daar soveel termes is en soveel inligting is, dit voel my ons moet deesdae elke woord definieer, sodat ons almal net op dieselfde bladsy is. En so hierdie godsdiens is nie gewoonte of tradisionele godsdiens, of dan nou vorm godsdiens nie. Wanneer Jakobus die woord godsdiens gebruik, dan bedoel hy 'n opregte diens teenoor jou God. Dis wat hy bedoel. So, reine en onbesmette godsdiens is nie reine en onbesmette vorm godsdiens nie. Is nie religie nie. Dis jou diens teenoor jou God. Nou Jakobus sê dat ons beywer vir reine en onbesmette godsdiens. En natuurlik die implikasie daarvan is dat daar wel iets is soos onreine en dan nou besmette godsdiens. Die alternatief is tog die waarheid. As dit moontlik is om rein en onbesmet te wees, dan is dan natuurlik die potensiaal om onrein en dan nou besmet te wees. En daarom is dit belangrik dat ons hoor wat Jakobus sê, want hy sê in vers 26, hy sê, luister hier, as jy nie jou tong kan beheer nie, want eintlik praat jou tong van wat in jou hart aan die gang is, en as jou hart dan nou mislei is, dan is jou godsdienste vergeefs. En dit gaan so 'n bietjie teen die grein van dit waaraan ons gewoond is. Ons is gewoond aan meer van ons het darm ingesteldheid. Ons het darm so, of ons het darm so, terwyl Jakobus sê, nee, daar is rein en onbesmet, en dis waarvoor ons moet gaan, en dis volheid, en dit is sonder terughou, en dis met alles wat binne in my is, dis nie maar net goed genoeg nie, nee, dis 'n volheid, 'n reine en 'n onbesmette godsdiens. En die eerste tree wat ons kan gee tot dit, is om te beweeg van hoor na gehoorsaam. En ek lees dit weer vir jou in Jakobus 1:22, hy sê, word daders van die woord, en nie net hoorders, en baie belangrik, wat julle self bedrieg nie. Daar's 'n verskil tussen om nog te weet en nog inligting te hê, om hoorders te wees, en om gehoorsaam te wees. Jakobus sê, ons moet minder van die hoor soek, en meer van die gehoorsaam. Jakobus vra van my en jou 'n prioriteitsverandering, 'n minder soeke na nog inligting en 'n groter mate van gehoorsaamheid aan die inligting wat ons het. Volgens Jakobus is dit beter om net een ding te weet en gehoorsaam te wees aan daardie een ding, as wat dit is om slim te wees, 10 goed te weet, maar ek doen net 1 of 2 van hulle. En nou hoor mooi, ek dink nie ons moet ophou leer nie. Ons moet leer. Maar soos wat ons leer, so moet ons gehoorsaam wees. Ons moet loop in hierdie gehoorsaamheid. Vir ons om rein, onbesmette godsdienst te hê, om in 'n verhouding met die Here Jesus Christus te wandel, beteken dat ons nie sal slimmer word nie, maar meer gehoorsaam. En hierdie is eintlik niks niets nie. Want daar's 'n verhaal in 1 Samuel, 'n verhaal oor Saul, wat toe ek dit weer eens hierdie week lees, toe bokspring my hart hier binne in my. Want ek weet dat ek skuldig staan voor die koning van die konings. Ek weet dat in die gesprekke wat ek het met mense wat saam met ons dien en die Here dien, en hier's wat gebeur. In 1 Samuel hoofstuk 15 gee die Here deur Samuel vir Saul 'n opdrag. Hy sê, Saul gaan verslaan die Amalekiete, tref hulle met die banvloek. Nou weet julle wat beteken dit? Verwoes als. Niks mag lewe nie. Nie die vee nie, niks nie. Tref hulle met die banvloek. Saul, gehoorsaam soos wat hy is, hy waarsku toe net eers die ander volk, want hulle was hulle goedgesind, hy sê gee pad, en toe gee hulle pad, toe tref hulle die Amalekiete.
Toe gebeur daar iets. Die manne van Saul bring die vee terug. En toe Samuel dit hoor, toe breek sy hart. En hy begin met Saul praat. En Samuel sê vir Saul, hoe kan jy dit doen? Jy is ongehoorsaam aan die Here. En wat doen Saul? Presies wat ek en jy vandag tot dag doen. Hy sê, maar ek het gegaan, ek het hulle gaan verslaan. Samuel sê vir Saul, maar jy het hulle nie getref met die banvloek nie. Saul antwoord, hy sê, dis hier die manne gewees, hulle het hierdie vee teruggebring, maar meer belangrik as dit, hierdie vee wat ons teruggebring het, is eintlik 'n offer vir God. Kerk, dit help nie ons maak geld op 'n onregverdige manier, want ons gee darm 'n bietjie vir die Here nie. Dit help nie, ons is onwys in hoe ons wandel, ons lewenswandel verheerlik nie die Here nie. Maar dan wil ons dit soort van reg maak net om ietsie by te sit. Ek wil 'n beroep op jou doen. 'n reine, onbesmette godsdiens voor die Here. In 1 Samuel sê hy dan nou dit, Samuel se antwoord dan nou vir Saul is, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer, om te luister is beter as die vette van ramme, en die vette van ramme was die beste offer wat jy kon gebring het. Hy sê nee, beter as dit is gehoorsaamheid. Ek hoop jou hart voel wat my hart voel. Die kritiesste belangrikheid dat ons nie icing sal sit op iets wat nie die Here verheerlik nie. Mag ons nie, omdat ons slim geword het deur die woord en omdat ons goeie mense, mag ons nie kies om liewerster 'n bietjie, jy weet, net so bietjie in die wêreld te dien en dan maak ons dit half reg met. Dis presies wat Israel oor en oor gedoen het. Die Here sê vir hulle, maak so, dan gaan maak hulle droog, en dan dink hulle nie, hulle gaan net gou 'n offer bring en dit regmaak. Dit werk nie so nie. En as ons Jakobus lees, dan sien ons kan nie 'n reine, onbesmette godsdiens voor God hê, as ons dink ons kan in sonde bly leef, en dit kort regmaak met 'n offer van een of ander tipe nie. Ons kan nie hier gaan nie. Ons word die Bybel sê vir my en vir jou, kry klaar met hierdie wêreld en sy dinge. Heeltemal klaar, dit het 'n weerstand daarin. Hoekom? Want dis wat dit is om gehoorsaam te wees aan hom. Vanoggend is 'n nader roep oggend. Vanoggend roep die Here jou om klaar te kry met die dinge waarmee jy moet klaar kry, en meer nog om te begin met die dinge waarmee ek en jy moet begin. Daarom sê hy in vers 27, wat is 'n reine, onbesmette godsdiens voor God en die Vader? Om die wees en die weduwees in hulle verdrukking te besoek. Nou, jy kan hierdie vat at face value, dis goed so. Ons moet by die wees en by die weduwees uitkom. Dit is belangrik. Dis krities belangrik. Maar as jy so bietjie dit oorweeg, dan sal jy saam met my stem dat godsdiens en om die Here te dien kan tog nie net beteken dat jy vir die wees en die weduwees sorg nie. Verstaan, anders kan ek 'n debietorder teken vir Abraham Kriel kinderhuis en dan is my godsdiens afgehandel. Julle is met my. En so dit praat van iets meer. Dit praat van om op te staan vir die mees kwesbaarstes. Nie so jy dit net moet verstaan. Dat in die Bybelse tyd het mans gewerk en vrouens het nie gewerk nie, dit was met groot uitsondering gewees. Maar die realiteit was ook dit gewees,
dat as jou man dan nou gesterf het, julle weet dit was voor Sanlam daar was, jy weet, daar was nie lewensdekking gewees nie. En so, as jou man sterf, was jy eintlik 'n uitgeworpene. Jy was eenkant geskuif, jy was baie kwesbaar, jy was afhanklik van almoese van ander, om vir jou te sorg. En so Vader se hart is vir die kwesbares, is vir die mense wat nie vir hulle self kan praat nie. Ek en jy is veronderstel om ook vir hulle te praat. Ek en jy is veronderstel om te gee. Ek en jy is veronderstel om daai ou wat nie homself kan beskerm nie, jy weet in daardie gesprek, terwyl hulle besig is om daai ou sleg te sê, op daai oomblik is hy kwesbaar, op daai oomblik is ek en jy reine, onbesmette godsdiens wil hê, behoort ons stem op te tel en te sê in hierdie oomblik is hierdie ou nie hier nie om homself te verdedig of haarself te verdedig nie. Miskien moet ons nie oor hulle praat nie. Dis wat ons behoort te doen. Ons behoort op te staan. Ons behoort ons tonge in toom te hou. Dit is wat hy sê. Hoekom? Want my hart is onverdeeld op hom gerig en uit hierdie plek uit kan ek my tong skielik in beheer hou, want nou gaan dit nie meer oor wie die laaste sê het en wie's reg en wie's verkeerd nie. Nee, daar's iets wat moet gebeur. Nou Psalm 68 vers 6 praat hy sê 'n vader van die wees en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. Weereens wil ek hier moet sien, God die Vader, die Here wat ek en jy dien, is 'n vader van die wees en 'n regter van die weduwees. Mag die mees kwesbaarste mense in ons dorp en ons samelewing beter afwees as gevolg van wat ek en jy kies. Nou hoor mooi, daar is 'n groot oploop tot daardie oomblik. Daar is baie wat ek moet neerlê en hoe ek moet sterf vir myself. Ek moet geplant wees in sy woord. Ek moet meer besig wees met dit wat daar bo is as wat dit wat hier op aarde is. Anders gaan ek nie in daardie oomblik kan doen wat ek moet doen nie. In Micha 6:8 sê hy, ek het jou bekend gemaak o mens wat goed is. Hy sê, wat meer vra ek eintlik van jou? Hy sê, wat vra die Here van jou anders? Wat meer vra ek van jou? Hier's wat hy van ons vra. Om reg te doen, liefde te betraag en ootmoedig te wandel saam met jou God. Hierdie is wat vooraf kom. As ek en jy hierdie drie, as ons reg wandel, of ons doen reg, ons betraag liefde en ons wandel ootmoedig saam met ons God, sal jy agterkom, een van die goed wat ons begin doen, is ons gee om vir die wees en vir die weduwees, vir die mees kwesbaarstes tussen ons. Ek roep jou vanoggend, en ek glo die Here roep jou, na naby plek aan die Here. Ek wil jou nader trek. Al hoe dit kan gebeur, is as ons godsdiens onbesmet en rein is. Hoe kan dit gebeur? Doen wat reg is. Doen meeste van ons, as ons oë toemaak, meeste van ons, as ons nie toelaat, slim redenasies, ons oortuig dat ons verkeerde dade reg is nie, ons weet wat is reg en wat is verkeerd. Man, kan ek jou vra, op 'n baie praktiese vlak, doen jy reg teenoor jou vrou en teenoor jou kinders? Vrou, kan ek jou vra op 'n baie praktiese vlak, doen jy reg teenoor jou man en teenoor jou kinders? Is jy besig om reg te doen? As die antwoord nee is, mag jy vanoggend kies om op die stem van die Here te antwoord. Betraag ek en jy liefde? Dis 'n baie belangrike vraag. Want jy kan baie reg wees, maar kan jy lief hê? Voel mense nog geliefd as hulle wegloop? Of is dit vir jou belangriker om reg te wees as wat dit is om lief te hê? Volgens Micha, doen wat reg is. Hê baie lief. Wandel ootmoedig met jou God. Daai ootmoedig beteken nederig. 'n Diep besef dat ek nie alles in hierdie lewe sal kan verstaan nie. En dat ek beter af is om gehoorsaam te wees al verstaan ek nie. Vanoggend wil ek bietjie met jou praat want dis nie altyd, hoor mooi, dis nie altyd die groot sonde wat baie mense aan die klok hang nie. Dis soms die klein gewoontes.
Mag ek jou vra as jou oë oopgaan in die oggend, gaan dit eers na die telefoon toe of gaan dit eers na die Bybel toe? Vanaand voordat jy gaan slaap, is die laaste ding wat jy sien, die skerm. Maak jy tyd vir jou Skepper. Mag ek jou vra, wandel ons nog ootmoedig saam met ons God? Wandel ons so dat selfs die dinge wat my bietjie ongemaklik kan maak van tyd tot tyd, wandel ons saam met hom in diepe besef van ons afhanklikheid, want dit is wat nederigheid is. 'n Diep besef hoe nodig ons hom het. Dit is wat dit is om rein, onbesmette godsdienst te hê. Verder as dit, in die laaste een, en dan gaan ons begin land, gaan die Here vertrou dat hy deur sy Heilige Gees met elkeen van ons gaan werk, en ons sal help om die klein veranderinge te maak. Hy sê in vers 27, besoek die wees en die weduwees in hulle verdrukking en alles wat daarmee saamgaan, en bewaar jouself vlekkeloos van die wêreld. Vlekkeloos. Sonder enige vlek. Ek herinner jou Hebreërs 10:26 en ek gaan hom so klein bietjie moet verduidelik, maar bly by my. Is want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir hierdie sondes meer nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en vuurgloed wat die teenstander sal verteer. Laat dit insink net vir 'n oomblik. Dis 'n bietjie verder weg as die idee dat ek kan maar aanhou met my sonde en aanhou met my sonde solank as wat ek so af en toe bietjie jammer sê en so bietjie dit doen en so bietjie as ek net 'n paar regte goede tussenin doen, dan gaan dit alright wees. Is nie alright nie. Is nie alright nie. Ons het die waarheid ontvang. Nou dis krities belangrik dat jy Hebreërs 10 goed sal interpreteer. So bly nou net by my. Die opsetlike sonde waarvan hy hier praat, is die sonde wat ten spyte van die feit dat iemand gehoor het van Jesus, nog steeds Jesus verwerp. Jy moet dit nie mis nie, want as jy dit mis, gaan jy baie moeilike en swaar lewe hê. Verstaan dit duidelik dat ons kan nie aanhou sonde doen en af en toe maar net sê sorry Here en maar net weer sonde doen nie. Hebreërs 10 praat baie spesifiek daarvan, as iemand die waarheid van Jesus Christus ontvang het en dit verwerp, dan noem hy dit opsetlike sonde. Hoor mooi, want dit help my en jou. Jakobus 4:17, hy sê wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Weet ons wat om te doen? Meeste van die tyd weet ons. As ons eerlik is, weet ons waar is ons tekortkominge. En dan sê hy baie duidelik, as jy weet wat om te doen en jy doen dit nie, dan is dit vir jou sonde. Moet dit nie iets anders noem nie, groot asseblief. Moet dit nie 'n swakheid noem nie. Moet hom nie 'n troetelnaam gee nie, hy is nie jou pel nie, jou sonde is nie jou vriend nie. Hy het een doel, hy wil jou lewe verwoes. En dis hoekom God dit haat, want hy sien hoeveel die sonde ons lewens verwoes. Ek en jy kan nie, ons moet dit nie koester en naby aan ons hou nie. Moet dit nie 'n gewoontetjie noem nie, is nie 'n gewoontetjie nie. Dis sonde. As ons weet om te doen en ons doen dit nie. Nou, is die realiteit. As ek al hierdie goed lees en ek besef my eie tekortkoming, en ek besef ek, daar is nie een van ons wat hier sit, wat nie die kruis nodig het nie. Daar is nie een van ons, wat regverdig kan staan sonder die kruis nie. En daarom is dit die wonderlikste, beste, goeie nuus wat jy nog ooit gehoor het, is die feit dat die kruis is ook vir my en vir jou genoeg.
mag ons weer 'n waardering en 'n liefde hê vir die kruis, omdat ons besef hoe skuldig ons voor die koning van die konings staan. Daar is maar een manier en een manier alleen. En hierdie is die laaste versie vir die dag. Daar is net, ek is hiervan oortuig, ek noem Isak het hiervan gepraat, ek dink net so 'n week terug, ek is hiervan oortuig, dat uit my vlees uit kan ek nie sonde oorwin nie. Dis nie jou wilskrag wat jou gaan laat wen nie. Dis nie, daar's net een manier, en dis Romeine 6 vers 8, hy sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Daar is net een way. My identiteit change. Hier binne het daar iets gebeur wat maak dat ek nie meer die goed van die wêreld wil doen nie. Want ek het die vyand in sy glorie ontbloot. Ek het gesien hoeveel seer en skade en moeilikheid die vyand vir my bring. So ek wil nie meer hier die wêreld in sy goedjies doen nie. Nee, ek het nou 'n ander identiteit. Ek het 'n ander lus vir die lewe. Ek wil nou doen wat hy van my vra. Hoekom? Want ek het gesterf sodat ek kan opstaan. Daar is maar net een manier. Daar is net een manier. Daar's net een pad na rein, onbesmette godsdiens. Dit begin by die oomblik wat ek myself neerlê, sodat ek kan leef saam met hom. Nuwe gemeente, dis die gebed van my hart, dis die begeerte wat ek het vir ons as gemeente, hoor baie mooi. Vanoggend dink ek nie is 'n maklike woord nie, en ek probeer dit so goed as moontlik aan jou oordra, en soveel liefde as wat ek kan, maar ek wil nie hê jy moet hier uitstap, en dink dit is oukei, as jy nie oukei is nie. Ek wil liewerster hê jy moet vandag effe ongemaklik wees. Ek wil liewer, en dan eendag as jy voor hom staan, dan kan jy ontvang alles wat jy moet. Ek wil jou aanmoedig. Vanoggend is 'n naderkom oggend aan die Here. Waar jy ook al mag wees, gee daai tree bietjie nader. Jy sien, die realiteit is, baie van ons het vergeet dat eintlik daai vlees gesterf. En dan, as die vyand wil kom en hy wil jou kom vertel, vertel hom, hy ou is dood. Hy kan nie. As die vyand vir jou wil kom vertel, hulle het jou alweer nie gegroet nie, jy moet maar aanstoot neem. Vertel hom, hy ou is dood, hy kan nie meer aanstoot neem nie. As die vyand jou wil kom vertel, en daai ou wat jou geld skuld, en hier binne in jou haat wil opbring, ek wil vir jou sê, onthou daai ou is dood. Hy vlees is dood. As die vyand kom en hy wil kom klop met sy sondige begeertes, herinner die vyand, daai ou is dood. Ek het 'n keuse gemaak. Ek leef nie meer so nie, ek leef nou so. Ek is uitverkoop aan die koning van die konings. Ek bring nie meer offers om te probeer opmaak vir my swak gedrag nie. Nee, ek deel met my swak gedrag. Ek het gesê myself, jy moet nou oplet. Jy het keuses om te maak. Dis 'n instaatstellende genade. Dis die wonderlikste ervaring, is om te kom op die punt te kom waar jy besef, uit myself uit kan ek dit nie doen nie. Maar deur sy instaatstellende genade ontvang ek deur die kruis, deur die krag van die Heilige Gees, alles wat ek nodig het om die vyand te oorwin in my lewe. Jy dink, dis vir my die vreemdste ding, dat ons God kan vertrou om ons siel uit die hel uit te ruk. Maar ons kan hom nie vertrou om ons los te maak van die dinge wat ons vashou nie. Jy kan vry wees, man. Jy kan volkome wees. In elke liewe area van jou lewe, jy kan. Deur die kruis, dit begin als met dit asseblief, moenie 'n mensgemaakte poging aanwend nie. Jy gaan 'n fout maak. Maar as jy sal toelaat, dat die waarheid van die kruis, die feit dat ek en jy geregverdig is deur die kruis, as jy sal toelaat dat daar die waarheid oor jou hart spoel en jou identiteit verander, sal jy agterkom, ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer nie. As goed wat ek wou doen, ek wil dit nie meer doen nie. Ek wil net nie meer nie. Hoekom? Want my identiteit is anderster. Wil jy net jou oë toemaak saam met my nie, asseblief, en hierdie volgende paar oomblikke is so belangrik. En ek wil graag hier onder kom staan, want ek
Ek wil vanoggend eers reageer op die uitnodiging, want die Here het so met my gepraat. Vanoggend is nie 'n lang woord nie, en is nie 'n woord wat gemik is vir jou kop nie. Maar is wel 'n woord wat gemik is vir jou hart, in die hoop dat dit iets van jou hande sal verander. Ek hoop vanoggend dat Vader iets in jou hart sal skuif, sodat jou doen en jou late anders sal wees. Daar is soveel klein oomblikke. Daar is soveel oomblikke. Oomblikke wat ons onsself maar troos. En sê ek sal maar net weer sê ek is jammer. Vanoggend is jou oggend om vry te wees. Waarlik vry. Waarlik vry. Dink net vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik die oorwinning wat jy kan behaal deur die kruis. Deur eenvoudig vanoggend te sê, ek sterf vir myself. Ek lê my sondige natuur neer om in oorwinning te wandel saam met die koning van die konings. Vanoggend is dit 'n jy en die Here oomblik. So ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom nie, ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek nie. Ek gaan jou vra om 'n besluit te neem. Hoe gemaklik is jy nog met 'n bietjie vlekkies? Gemaklik is jy nog met 'n bietjie gewoontes wat jy weet die Here nie verheerlik nie. Wil jy nie vanoggend vry wees nie? Wil jy nie vanoggend ag gee op Jakobus 1 wat my en jou roep? Manne en vroue te wees wat ons alles vir hom gee nie. Ek ervaar net so in my gees dat is mense wat meer onlangs begin het om iets te doen wat jy weet nie die Here verheerlik nie. Baie onlangs. Ek sien vanoggend as 'n uitroep en 'n uitnodiging van die Vader. Dat wat dit ook al is, dat jy sal ophou daarmee. Nie alleen hulle nie. Daar is ook 'n groep mense wat al so lank dat jy dink dit maak eintlik nie saak nie. Ek staan voor jou vanoggend as 'n baken van herinnering, dit maak saak. Moenie daar bly nie. Moenie tevrede wees met 'n sipbaar lewe nie. Moenie vashou aan swak gewoontes net omdat dit veilig of gemaklik is nie. Laat toe dat die Here jou vrymaak volgende. En so ek wil niemand blootstel nie, so ek wil net so vra dat jy net jou arm so op die ou langs jou sal sit, as jy nie omgee nie.
Haak dalk net by hulle in as hulle gemaklik is. Ek wil nou nie iemand blootstel nie, maar Vader, dankie dat U by vermoë is om in een oomblik elke een van ons vry te maak deur die krag van die kruis. Dankie dat hierdie wêreld geen appel op ons harte kan maak. Ons is nie op soek na rykdom nie. Ons is nie op soek na aansien nie. Ons is nie op soek na die leë beloftes van hierdie wêreld nie. Here, dankie dat U ons genuine vry maak. Manne en vroue, rein, onbevlekte godsdiens voor U. Vader, ek wil bid dat daar wees en wederwees is wat beter sal afwees in hierdie dag, omdat ons as manne en vroue beter besluite neem. Vader, ek wil bid dat ons sal doen wat reg is, al is dit moeilik. Here, ek wil bid dat ons mekaar sal lief hê tot die uiterste toe. Al is daar geen rede nie, mag die liefde wat U in ons harte deponeer, genoeg wees vir ons gemeente en ons gemeenskap. Mag mense, wanneer hulle aan ons raak, wanneer hulle by ons kom, bewus wees dat ons erns meen met U. Here, dat mag hulle ervaar, ons is vol van die liefde. Here, mag ons nederig wandel saam met U. Nederig. Here, ons ken nie als nie en ons verstaan nie als nie. Here, ek wil nou kom bid. Saam met elke hart wat saam met my stem. Sê, Vader, ek is jammer vir die oomblikke wat ek gedink het ek kan ongehoorsaam wees en maar net 'n brandoffer bring en alles sal oukei wees. Here, vergewe my asseblief. As ek gedink het, is nie heeltemal so erg nie. Here, ek wil bid dat daar by elkeen van ons 'n dryf sal wees na gehoorsaamheid soos nog nooit in die verlede nie. Here, vou ons toe met die liefde. Vader, ek wil nou bid dat die elkeen sit asseblief in ons harte wat dit is wat ons in hierdie dag kan verander. Wat dit is wat ons in hierdie dag anderster kan begin doen. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek bid regtig saam met jou. Bid jy ook asseblief saam met my. Daar's net een ding. Daar's net een ding. Eendag wil ons hoor goeie en getroue dienste. Gee asseblief jou alles. Jou alles en nog 'n bietjie. En as jy dink jy kan nie, gaan nog. Want deur die krag van die kruis. Jesus waarsku ons, sê die gees is gewillig, die vlees is swak. Kom aan kerk. Ek bid dat dit vir jou 'n radikaal anderster week sal wees. Omdat jy klein goedjies anderster doen. Amen. Amen. Ja. Nou, ek wil net, jy kan vir ons die musiek aanlos, André, dankie. Ek wil baie graag hê ons moet vir Israel bid vanoggend en ons doen dit op grond van Psalm 122 vers 6 wat sê bid vir die vrede van Jerusalem. En so ek kies nie kant nie, is my verskriklik belangrik.
as jy dink dat jy kan 2 YouTube video's kyk en jou mind opmaak, moet asseblief dit nie doen nie. Ek vra jou mooi. Ek is nie aan iemand se kant nie. As Christene in Irak, daar's 'n kerk in Irak wat baie swaar kry. Daar's wedergebore kinders van die Here in Israel wat baie swaar kry. Ek weet nie of jy gesien het nie, maar vanoggend 2 uur het die Amerikaners vir die eerste keer in 40 jaar oor die lyn gegaan. Hulle het Irak binne in Irak gaan bom. Ons het die genade van die Here nodig. Dalk nie vandag of môre voel jy dit nog nie. Maar mag ons, as die goede begin uitspeel, nie skuldig staan voor die Here dat ons nie gebid het nie. En ek wonder, is daar iemand wat vir my sal kom bid? Ek weet nou nie, is daar iemand wat 'n hart het vir die Midde-Ooste wat sal kom bid? Wil jy nou nie op die spot sit nie? Jandrey, dankie vir jou. Ek het daai mic iewers verloor. Dankie, Louis, sal jy hom sommer gryp? Moet ek hom vir jou aansit of is jy gemaklik? Nee, hy is nie aan nie. Kom ek kap hom gou. Kan ons asseblief net ons oë sluit? Almagtige God en Vader, U sê in die skrif dat U Vader is die God van Israel, van Abraham, Isak en Jakob, Vader. En dis my gebed, Vader. Ek het al vroeg vanoggend ervaar, Here, dat ons moet intree vir Israel. Dis U beloofde volk. U sê dit vir ons in die skrif, en wat die skrif sê is heilig en waar en sal so wees. Vader, ek tree in en ek wil die seën vir ouer Ernest wat vir ons gaan bid oor Israel, Vader. Dat U die Heilige Gees nou sal stuur en dat U sal spreek deur hom. Ons is net, Here, U hand. En ons wil gehoorsaam wees aan U stem. Gebruik ons, Vader, tot eer en verheerliking van die heilige naam, en mag die engele in die hemel sê, Kadosh, 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 heilig, heilig, heilig is die Here ons God van Israel. Die Vader van Abraham, Isak en Jakob. Dankie, Here, dat ons volgelinge en kinders kan wees van U. Want sonder hulle, Here, Israel sou ons nie hier gewees nie. Sonder Abraham, Isak en Jakob was ons nie hier nie. Ons is nie waardig om U naam aan te roep nie. Seën, Here, vir Ernest in hierdie oomblik van waarheid. Amen. En Here, dankie dat ons nederig kan buig voor U. Ons wil doen wat reg is. Ons wil lief hê. En ons wil nederig voor ons God wees. U weet van elke siel. U weet van elke waarheid en U weet van elke leuen. En ek wil net bid in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Beskerm asseblief U volk. Mag daar vrede in Jerusalem wees. Vader, ek wil bid vir ons land, dat U vir ons land wysheid sal gee, soos wat hulle besluite neem. Here, sal U asseblief U kerk oppas. Ek wil ook bid, Here, soos wat alles uitspeel. Mag elke een wat kies om U nommer 1 te maak, volgens Psalm 91, vir elke een wat kies om in U skaduwee te skuil, mag ons die voorreg hê van U beskerming. Ons het U so lief. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ag, ek gaan sommer op hom bly. Gloei, Chris, wil julle ons asseblief help? Wanneer ons ook in hierdie oggend vir die Here gee, wil ek jou uitnooi. Bybel sê
Here het 'n blymoedige gewer lief. Mag ons in blymoedigheid ook gee vir sy werk en vir sy koninkryk. Dit is 'n baie groot voorreg om vir die Here te kan gee. Ek wil ook in besonder vir jou bid wat graag wil gee, maar dalk nie kan gee nie. Ek wil jou vra, jy moet sommer net, maak net jou hand so vuisie, jy weet net so 'n handjie. En kom ons bid net saam. En Vader, U sê, U gee saad aan die saaiers. Dis ons voorreg om te saai in hierdie oggend. Dis ons voorreg om te help bou aan U koninkryk. Dis ons voorreg, Here, om die lig te wees ook in Groblersdal. Here, sal U asseblief elke een wat moet kies hoe ons ook werk met U finansies. Sal U ons asseblief wysheid insig gee. Maak asseblief ook van ons goeie rentmeesters. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie manne. Terwyl hulle die offerande opneem, gaan ek so 'n bietjie net met jou gesels, een of twee goede. Dalk net 'n paar logistieke goed. So let asseblief net eerstens op die datums van die manne en die vroue events, dat julle net nie die mekaar raak nie. So dit is soos gewoonte die eerste maandag manne en die eerste of die tweede maandag is dit vroue van die maand. So ons sal dit ook mooi op die WhatsApp groepe kommunikeer. As jy nie op die WhatsApp groep is nie, dan wil ek jou vra, kom word asseblief deel. Nou net dit, julle sal sien ons bestuur die WhatsApp groepe nou anderster. So daar's twee WhatsApp groepe, een is die afkondigings en een is die sosiale groep. Op sosiale groep gaan ons geluk vir jou sê met jou verjaarsdag. Ons gaan ook events buite die kerk op die sosiale groep adverteer. Dis 'n bietjie van 'n groep vir ouens wat gemakliker is om so 'n bietjie meer traffic te hanteer, okay? Die afkondigingsgroep is eksklusief vir amptelike Newmark kommunikasie na jou toe. Dis net goed wat deur die gemeente gereël word. Julle is met my. Okay, so maak asseblief seker jy's op die regte groep. So op die sosiale groep is daar ook events buite die gemeente. En as iets op afkondigings is, dan gaan ons hom nie op sosiaal sit nie. Want meeste van ons is op al twee groepe, bietjie van 'n frustrasie as ek elke keer al die boodskappe twee keer kry. So jy kan op al twee groepe wees. Dit wat ons op gemeente afkondigings gaan kommunikeer, gaan ons nie op sosiaal kommunikeer nie. So sosiaal, kyk uit, so oom Okkie kom 25ste Julie, ons het Third Hour Ministries, jy kan kyk daai datums, daai goed is als op sosiale groep. Okay, so die gemeente se amptelike kommunikasie is op die afkondigingsgroep. Maklik genoeg? Ek sien meeste van julle weet daarom waarvan ek praat. Ollie, is alright, nee. Okay, so dan rondom die mannekamp, so as ek sê die slaapplek is vol, dan beteken dit nie die kamp is vol nie. Daar's 'n groot verskil. So die slaapplekke, die chalets vir die kamp daar, die slaapplekke, hulle is nou vol. Maar jy kan nog steeds kom. Vir al die Groblersdal daar, ons is naby man, ons kan sommer ry. En daar is nou 'n geleentheid. So Jan, jy staan net vinnig op, net miskien weet iemand nie wie jy is nie. So as jy ook baie behoefte het, hulle sal ook omtrent amper vol, maar daar's nog slaapplek by Zimbi ook. Izinkwe. Shop. So R550 per nag. Is dit per persoon per nag of per nag? Per persoon, so dan slaap een ou of twee. Okay, shoppies. Maar manne moenie die mannekamp mis nie. Dit gaan 'n groot een wees. Ons kyk met verwagting uit na dit. Goed, het ek als Ruben. Is ons reg? Kan ek net vir ons afsluit met gebed? En Vader, baie dankie net. Dankie dat U met ons harte werk. Dankie dat U ons nader roep. Baie dankie. Dankie dat U knegt gebruik het duisende jare terug, sodat ons ook U hart kan leer ken. Wees asseblief saam met elkeen van ons. Mag ons hierdie week ingaan met goeie moed. Mag ons in die oorwinning loop wat U vir ons gee. Mag ons uitverkoop wees aan U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.